Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons eer die Here dat hy nog in die bedag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën terwyl ons vanmôre aangaan met hierdie gedagte. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. U sal onthou ek het vir u gister gesê dat dood altyd, vriende, een of ander bitter smaak laat by ons. Die hartseer van 'n geliefde wat afsterwe, die verlange, die begeerte om miskien 'n laaste keer met daardie een te praat en vir hulle te sê ek is lief vir hulle, saam met hulle miskien 'n stukkie vleisie te braai of saam met hulle 'n koffietjie te drink. Maar het ek vir u gesê, vriende, as hulle 'n gunsgenoot is, dan sê die Bybel dis 'n kosbare dood. En ek het vir u gister begin verduidelik waarom ons sê dis 'n kosbare dood. U is baie welkom om daai boodskapie te luister. Maar die eerste gedagte was gewees die dood van God se gunsgenoot is kosbaar omdat hulle verlos word van hierdie aardse stryd, bekommernis, pyn en sonde. Ek het vir u gesê dat vir 'n kind van die Here is die dood nie die verskriklikste ding wat voor lê nie. Eindelik beweeg hulle van die land van die dooies na die land van die lewendes. Ek het vir u gesê op aarde is daar begrafplase in elke dorpie, in elke stad, in elke omgewing, reg oor die wêreld. Waarom? Want die mens is bestem om eendag altyd te sterwe. Maar die dood van God se gunsgenoot is so wonderlik dat die Here gesê het as ons in hom sterwe, sal ons vir ewig saam met hom lewe. Die tweede gedagte vanmôre dan, waarom sê ons dat die dood van God se gunsgenoot is 'n kosbare dood? Die tweede gedagte, die dood van God se gunsgenoot is kosbaar omdat die laaste vyand, die dood, oorwin word. As ons dink aan wat Psalm 116 vers 15 sê, dan staan daar kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou vriende, as ons dink aan die dood, dan is dit iets van die vreesaanjaende dinge wat vir ons voorlê. Dis iets wat ons baie keer aan dink, en ons dink is iets onseker wat vir ons voorlê. Daar is baie mense wat sê hulle het gesterf en hulle teruggekom en hulle skryf 300 bladsye boeke. Ek het vir u gesê, moenie daai leuen glo van mense wat kwansy's dood was en hulle teruggekom om vir ons te sê wat ander kant die graf aangaan nie. Apostel Paulus, die Bybel sê vir ons dat die Here hom weggeruk het en hy was in die derde hemel gewees, en die Bybel sê hy het nie eens gewaag om te skryf wat daar vir hom geopenbaar is nie. So jy moet tog nie die leuns van hierdie mense glo nie. Dis sensasiesoekers, dis mense wat geld wil hê, en as jy daai boeke koop, is jy eintlik besig om hulle van die wal af in die sloot te help. Die Bybel sê vir ons dat die dood is, vriende, iets onseker wat vir ons voorlê. In die sin dat ons nog nie daai stap geneem het nie. Daar is niemand van ander kan die graf wat terugkom en vir ons sê wat daar aangaan nie. Al wat ons weet, ons het God se woord en ons moet God se woord glo. Ek het vir u gesê, die betroubaarheid van God se woord is die betroubaarheid van God self. En hoor hoe pragtig stel 1 Korintiërs 15 dit vir ons. U sien, die dood van God se gunsgenoot is kosbaar omdat die laaste vyand oorwin word, en dit is die dood. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15, dit is die opstandingshoofstuk. Daar staan, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleë word, en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word wat in die woord geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. U sien, Jesus Christus het die dood oorwin, daarom is die dood vir die kinders, vriende, nie 'n vreesaanjaende gedagte nie, maar 'n gedagte van, dit is juist die laaste hekkie wat ek moet oorkom, sodat ek in God se heerlikheid kan wees, want Christus het alreeds die dood oorwin. Vers 55 vra die vraag, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Vriende, die laaste vyand wat oorwin moet word is die dood, en die dood en al die aakligheid daarvan, wat deel van ons lewe nie en deel van ons bestaan geword het, word oorwin in die Here Jesus Christus. Ek onthou toe my ma op so 54-jarige ouderdom gesterf het. Toe hulle my bel en hulle sê vir my, luister, jou ma is oorlede, toe ry ons deur vereniging na die hospicehuis, toe sy kanker gehad, en ons kom daar in die kamer waar sy lê, en die arms was al reeds afgebind gewees, en toe ek haar liggaam sien, toe is hierdie woorde die eerste wat in my gedagte na vore kom, dood, waar is die oorwinning? Jy kan nie meer vrees by haar bring nie, jy kan haar nie oorwin nie, deur Christus is die dood oorwin, en nou lewe sy, sondeloos, sonder siekte, sonder pyn, sonder vrees vir die dood, in die heerlikheid van die Here. U sien, vir ons wat aan die Here behoort, vriende, kan ons met daardie sekerheid dan ook die dood tegemoet gaan, want ons weet dat Christus ons hoop is. Vers 53 van 1 Korintiërs 15 sê, hierdie verganklikheid moet met die onverganklikheid bekleë word, en hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleë word. U sien, dit is die groot ding waarna ons uitsien, is daar die heerlikheid saam met Christus. En die dood van God se gunsgenote is kosbaar, omdat ons daardie laaste hekkie sal oorkom, in die naam van die Here, deur die krag van die Here, tot ewige oorwinning, en dan ook om saam met die Here in sy heerlikheid te wees. Die laaste gedagte, vriende, wat ons vir u wil noem vanmôre, die dood van God se gunsgenoot is kosbaar,
omdat die heerlikheid saam met God nou vir hulle voorlê. Ag, ek het onlangs met 'n man gepraat wat op sy sterfbed lê. En hy het vir my gesê, Gerard, ek moet sê ek sien uit om daardie tydelike met die ewige te verwissel, om daar aan die voete van Christus te kan sit. Wat 'n mooi getuienis van iemand wat aan die Here behoort, wat sê, ek sien eintlik uit na hierdie dag, want ek weet ek gaan nou my geloof laat oorgaan in aanskoue. God wat my gered het op aarde, gaan my nie nou in my elende los nie. Hoor, dat sê die Bybel vir my baie duidelik. In 1 Korintiërs 15 vers 9, as ons net vir hierdie lewe op Christus gehoop het, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word. Is nie 'n wonderlike troos vir u nie, vriende, dat ons nou vir ewig in Christus se heerlikheid saam met hom sal wees. Daarom sê die Here, laat julle hart nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En dan kom Openbaring 21 en beskryf vir ons hierdie plek. Die Bybel sê dis 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, want die eerste hemel en aarde het verbygegaan. Die nuwe stad Jerusalem het van God uit die hemel neergedaal, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Dis so heerlikheid wat vir ons wag, vriende, dat ons nie regtig in mensetaal en in woorde kan beskryf wat vir ons voorlê nie. Maar die Bybel sê vir ons, so pragtig. Die Here sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het gesê, skryf, want hierdie dinge en hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dit is wonderlik om te weet dat die kinders van die Here vir ewig in die Here se heerlikheid sal wees. Daar sal nie son en maan en sterre wees nie. Die Bybel sê Christus sal die lig van hierdie stad wees. In sy teenwoordigheid sal ons vreugde en veiligheid beleef. Daar sal geen aanvegting van binne of buite weens die sonde en die vyand en die wêreld wees nie. Ons sal vry wees in Christus om vir ewig sy heerlikheid te aanskou. En vriende, hoe presies die hemel gaan wees, weet ons nie, maar al wat ons weet, Jesus will be what makes it heaven for me. Ons gaan hom sien wat sy lewe aan die kruis gegee het, sodat ons gered kan word. Hy wat hierdie pad van smarte bewandel het, wat die juk van sonde op hom geneem het, hierdie sware las van sonde op hom geneem het, wat as sondedraer in ons plek gaan sterf het. Ons gaan hom sien, ons gaan hom aanbid, ons gaan hom loof en prys. En vriende, ons sal nie eers dink aan die ellende en die hartseer en die pyn en die droefheid wat ons hier op aarde beleef het nie. Ek wil afsluit met 'n baie besondere verhaal wat Spurgeon vertel het. U sal onthou, Spurgeon was een van die mees invloedrykste predikers wat geleef het en tot vandag toe een van die mees geleesde predikers. En sy preke word gelees en versprei in sy dagstukkies. En hy vertel, vriende, van 'n Walliese vrou wat besig was om te sterwe. Haar predikant kom na haar toe en vra vir haar suster, "Are you sinking?" En hierdie Walliese gelowige, hierdie gunsgenoot van God het haar krag ingespan en vir haar predikant gesê, "Sinking? Did you ever know a sinner to sink through a rock? If I had been standing on the sand, I might be sinking. But thank God, I am on the rock of ages and there is no sinking there." Dit is so pragtig toe ek dit lees, om te dink daaraan, dat ons kan nie, vriende, sink in ellende, wanneer ons op die rots Christus bou nie. Daarom pleit ek by jou, dat jy seker sal maak, jy is 'n gunsgenoot van die Here, dat jy bou op die rots Jesus, en wanneer die doodsjordaan kom, dat jy tegemoet kan gaan met vreugde en veiligheid, omdat jy weet dat die rots van alle eeue, die onwankelbare rots, jou deur die doodsjordaan sal dra, jou in sy heerlikheid sal innooi en vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En ag vriende, mag ons vir ewig dan in die heerlikheid van die Here wees. Daarom sê ons vanmôre, dis wat die skrif bedoel as hy sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Want vir eens en vir altyd, vriende, is die aardse stryd, bekommernis, pyn en sonde verby. Die vrees vir die dood is vir ewig oorwin, dis verby, en ons sal nou vir ewig in die heerlikheid van die Here wees. Mag die Here u versterk deur hierdie waarheid, en mag dit u aanmoedig om 'n kragtige getuie vir hierdie Christus te wees. Groete vir u en mooi dag verder. Tada.